Die recyclers help kliënte wat nie altyd toegang het tot die nodige kennis of plaaslike fasiliteite en al daai dinge nie, deur papier, plastiek, glas, blikkies, staal en selfs e-afval in te samel en te herwin. Hulle glo dat herwinnings nie net 'n taak is nie, maar 'n lewenstyl wat gemeenskappe kan verander. Ek gesels nou met Vernon Javan, uitvoerende hoof van die recyclers, oor wat Suid-Afrikaners kan doen om meer recycle-friendly te kan wees. Goeiemôre en baie welkom hier by ons. Môre Pieter, dankie vir die geleentheid. Sê net gou in kort, hoe het julle begin? Wanneer het julle begin? Maar soos ietsie maar alles begin met 'n idee. So ek is afgelê in 2017 maar gesukkel om werk te kry. En ek het 'n vriendin gehad wat 2 jaar terug vir my die idee gegee het van glasherwinning. Sy het vir die groot maatskappye gewerk wat glas doen. Ek het 'n vriend genader, ons 'n bietjie navorsing gedoen en 'n trokkie gekoop en dis maar waar dit begin het. En hoekom is dit vir jou belangrik om nie net te herwin nie, maar ook mense, jy weet, 'n bietjie net kennis te gee oor presies herwinning en hoekom dit so belangrik is? Ek dink as jy in die herwinningsgame begin inkom, dan kom jy eintlik agter wat die skade maak aan die natuur, aan die diere, die wêreld daar buite. En kennis is maar mag, jy weet, as jy weet hoe om dit te vermy, kan jy iets daaraan doen. Byvoorbeeld, as mense geweet het dat die leeftyd van 'n plastiek sakkie letterlik 10 of 20 minute is, vandat jy jou inkopies in hom ingesit het tot jy by die huis kom, mense gedagtes begin 'n bietjie verander. So dit is altyd belangrik dat die mense hierdie goed besef en ervaar. Hoorie, en hoe werk julle proses? Jy weet, wat moet hulle doen as hulle nou herwinbare items het en jy weet, 'n ou wil dalk nou ook begin om deel te word van hierdie proses? Maar hulle kan op al die platforms kan die maatskappy nader. Daar's baie betroubare maatskappye daar buite. Ek dink die belangrikste is maar 'n bietjie navorsing doen eers. Kyk wat se maatskappye se kommentaar van publiek af lyk goed. Miskien hulle ratings check om seker te maak dat dit betroubaar. So hulle kan op die platforms kan hulle mense nader en dan daar's verskillende dienste wat gelewer word. Daar's eenmalige dienste, daar's vernietiging van dokumente, daar's huishoudelike dienste, daar's industriële dienste. Maar ja, kom in bel maar jou mense, die herwinningsmaatskappye en begin daar. Is die probleem wat nogal bietjie groter raak, juis omdat ou mos maar ek meen die bevolkingsgroei reg oor die wêreld en mense is maar net meer van 'n morsjors deesdae. Dit doen. Die probleem raak erger en erger en erger. En hoe vinniger ons inkoop in die proses om herwinnings te doen en te kyk wat die skade is, hoe beter vir die publiek en beter vir die wêreld. Dis amazing. Wat is vir jou die lekkerste om te herwin? As jy nou dink aan al die vorme, die plastiek, die glas, die dit, die dat. Maar die maklikste moet ek vra. Die maklikste ding is maar altyd papier. Jy weet, die papier is maar die maklikste. Hy is ook maar soos goud in die industrie, jy weet. Ja. Maar alles is vir my, die passie is maar dat dit kos baie goedkoper om iets te maak van herwinning as wat dit kos om iets te maak. So glas byvoorbeeld, glas van sand is baie duurder as glas van glas. Sê net gou vir my, wat se items sou jy sê herwin Suid-Afrikaners verkeerdelik? Daar is maar 'n paar, jy weet, mense is onder die indruk dat plastiek is en die plastiek is herwinbaar. Ongelukkig is alle plastiek nie herwinbaar. Jy kry verskillende tipe plastiek en jy maak verskillende goeders van verskillende plastiek. Soos 'n simpel voorbeeld is 'n 2 liter Coke bottel of daai tipe bottels, kan jy fleece jackets van maak, fleece baadjies. Jy weet, jy kan skoene maak van 'n sekere plastiek. Van emmers en daadjies maak mens nou weer kinders se speelgoed. Van 'n aluminium blikkie maak mens nou weer fietsse of karmotoronderdele en sulke goedjies. So miskien moet mens eintlik vra, die vraag miskien 'n bietjie anders stel, wat is daar waar die mense nie herwin nie, wat hulle moet herwin? Want mense, die publiek die kennis is 'n bietjie min, so daar's baie meer goed hulle kan herwin as wat hulle dink hulle kan herwin. En ek dink 'n ou is ook al so gekondisioneer, want jy sien nou byvoorbeeld net baie keer 'n blik wat sê plastics, metals, paper, jy weet daai tipe van. Dit is 100% reg, ja. Dit veroorsaak ook 'n bietjie van 'n probleem, die dissipline in Suid-Afrika, jy weet, daar sal 2 blikke wees. Daar sal een wees vir herwinning en daar sal een wees gewone afval. En die dissipline is 'n bietjie, maar jy weet, almal gooi nie altyd die goedjies in die regte blik nie. Wat dan nou maar 'n bietjie 'n nagmerrie is vir 'n maatskappy wat herwin. Wat se inisiatiewe beplan julle vir hierdie jaar, jy weet wat 2026 aan betref en hoe kan mense betrokke raak? Maar die inisiatiewe is maar altyd aanhoudend, jy weet, dis soos bemarking, jy kan nooit ophou daarmee nie. So ons doen skoolpraatjies, ons doen deesdae baie skoolpraatjies waar ons na die skole toe gaan, die kinders bietjie bewus maak daarvan, vat vir hulle groot stukke glas wat afgesmelt is, wys vir hulle hoe werk dit, verduidelik vir hulle wat kan gemaak word van wat. So die inisiatief is altyd daar om opleiding te gee. Ons doen baie moeite met ons kliënte self, as hulle inbel,
ek verduidelik altyd vir die kliënt hoekom dit herwinbaar is en wat kan daarmee. Ja. Soos ek altyd sê, kennis is maar mag, jy weet. So meer jy weet, hoe meer sal jy doen. Ja, want as 'n ou daai kennis het, dan gaan jy twee keer dink voordat jy verby 'n bottel of 'n stukkie plastiek of iets loop. Jy gaan dit eerder probeer herwin want jy weet wat kan gebeur. Ja, 100%. Ag, jy weet die skole se kurrikulums deesdae is ook van so 'n aard dat hulle baie aan herwinning raak. Ek dink by die ouer garde is dit bietjie meer, jy weet, wat kan mens herwin en wat kan mens nie herwin nie. En daai kennis is belangrik om oor te dra. Hoorie, maar baie dankie vir die inloer vanmôre en ek is seker ons gaan met nuwe oë daarna kyk en betrokke raak. En vir meer vrae en inligting is julle op al die sosiale media's en al daai tipe van dinge. Ons is. Gaan kyk net uit vir die recyclers. Nou ja, bly ingeskakel want net hier gesels ons met die Urban Farmer en ek is sommer opgewonde. Van morsjors tot iets doen. Vandag gesels ons oor iets met betrekking tot elke kombuis. Hoe om jou groente en vrugte langer vars te hou. Die sogenaamde Urban Farmer, Trixie van Niekerk, is vanoggend hier in die ateljee en sy deel 'n paar praktiese wenke. Welkom terug hier by ons. Hallo, dankie Elsa. Goed, Trixie, wat is die grootste fout wat mense maak wanneer hulle groente of vrugte bære? Die fout wat hulle maak meeste van die tyd is om dit nie te verwerk nie. Meeste van die tyd as jy iets wil lank laat hou, moet jy dit op een of ander manier verwerk. Daar is seker goed wat jy nie hoef te verwerk nie, soos byvoorbeeld om goed te vries is die maklikste, en pampoen en wortels is maklik om te vries, jy sny dit in blokkies en jy vries dit net. Maar iets soos boontjies word swart as jy dit vries. So boontjies moet jy eers 'n bietjie kook, vinnig, 3 tot 5 minute, want jy kook net daai sekere ensiem dood, wat gaan maak dat die boontjie swart word. So jy kook hom, en dan moet jy hom daarna baie vinnig afkoel met koue water en ys, want dit maak nou weer seker dat hy mooi groen bly. So ek sou sê die foute wat mense maak is dat hulle nie altyd presies weet, want ons het nie almal huishoudkundiges swat nie. So almal weet nie presies wat doen elke groente in die vrieskas of in 'n bottel nie. So dit is belangrik om dit te weet voor die tyd. En watter vrugte of groente kan in die yskas gehou word en watter kan by kamertemperatuur, ek wil amper sê, aanpas? Ja, kyk, dit hang nou af hoe jou groente werk. Ja. Soos iets met 'n dik skil, soos 'n lekker groot boerpampoen. Hulle hou lank. Jy hoef nie noodwendig jou boerpampoen te vries nie, want 'n boerpampoen hou lekker lank, solank hy koel is en in die donker spens is, dan gaan hy lank hou. Iets anders weer soos eie en knoffel, dis ook iets wat net gestoor kan word in die spens, maar jy moet seker maak dat as jy nou jou eie uitgetrek het, maak seker hulle is mooi skoon, al die grond is af, maak seker hulle is heeltemal droog en laat hulle eers droog word, nie in direkte son nie, laat hulle droog word en daarna kan jy hulle na jou spens toe vat. So daai goed is maklik. Aardappels ook. Aardappels moet net nie son kry nie, anders word hy groen. So daai tipe van goed is maklik om te stoor. Dit hoef jy nie noodwendig altyd te vries of te verwerk nie. Nou hier is 'n skinkbord op die tafel met 'n hele paar botteltjies. Verduidelik gou vir ons, wat is hier aan die gang? Okay, ek het net gou 'n paar voorbeelde gebring, net sodat mense kan sien wat is alles moontlik. Ja. So die mees ooglopendste een is die goed wat jy droog. Ons almal weet jou kruie. So roosmaryn, timie, salie, al daai tipe van goed kan jy droog. En dan as jy dit klaar gedroog het, dan maak jy dit fyn met ietsie en dan hou jy dit in jou speserybotteltjie. So gedroogde goed stoor baie lank. Dit kan maklik 'n jaar hou. Ja. So droog is die maklikste. Maar dit is nie net kruie wat jy droog nie. Jy kan ook, hier is byvoorbeeld rissievlokkies. En as jy iemand is wat hou van daai warm goed en van daai bietjie crunch, jy weet, dan sal jy nou byvoorbeeld jou rissies vat, jy sal dit droog en dan sal jy dit opsny in vlokkies en ook in 'n speserybotteltjie hou.
So dis nou maar net 'n paar voorbeelde van gedroogde goeters. Jy kan baie ander goeters ook droog wat ek jou nou sal vertel. Hierdie is wat ons noem poor man's kuipers. Ja. Dis nie regte kuipers nie. Regte kuipers is ook 'n plantjie, maar hy's baie duur om te koop in die winkels. Maar hierdie is kappertjiesaad. So as jy kappertjies gegroei het in jou tuin, jy oes daai saadjie, daai groen saadjie, as die blommetjie doodgaan, oes die groen saadjie. En dan sit ek dit net in 'n botteltjie in asyn in die yskas. En wanneer ek 'n slaai maak en ek het nie olywe nie of so, dan gooi ek 'n paar van dit by of 'n pizza, want jy weet daai kuipers sit hulle mos altyd op daai seekos pizza. Nou as jy nou nie kuipers het nie, dan maak jy nou vir jou poor man's kuipers. Dis interessant. En dan ander goed wat jy kan doen is nou natuurlik konfyt kook. Ek het 'n arbeikonfyt hier, maar jy kan van enigiets konfyt kook. Jy weet, perskes, vye, tomatiekonfyt. Konfyt is nou weer iets wat suiker bevat. So dit is die preserveermiddel wat jy gebruik. Jou preserveermiddels is asyn, suiker, sout, heuning, alkohol. Jy het 'n paar opsies. Dan het ek ook curryboontjies, dis nou weer 'n bietjie van 'n proses. Dis nou waar jy eintlik moet vir mense wat goeders wil inlê of soos in Engels sê canning. Dis 'n bietjie van 'n proses. Dit moet jy leer. Jy moet bietjie gaan kyk op die internet of jy moet kyk of jy 'n werkswinkel kan gaan doen by iemand of leer by jou ouma. Jy weet, hulle gaan jou baie mooi kan wys hoe om in te lê. Ja, wel Trixie, die ding is, die tyd het ons nou ingehaal, maar miskien moet jy maar weer kom kuier dat ons oor die res kan gesels. Ja. Maar baie dankie vir die wenke wat jy vanoggend gedeel het. En Jane and Ruby is 'n kinderboek wat inspirerende temas verken. Roseanne gesels net hierna met die skrywer oor hierdie interessante boek. Bly net waar jy is.